Goeiemôre, dit is Sondag die 7de Junie. Baie welkom by die erediens van NG Gemeente Skottere. Mag jy saam met ons God se nabyheid en teenwoordigheid beleef. Ons gaan vanoggend ook nagmaal bedien. Jy is welkom om by die huis ook saam te gebruik. Ons teks vandag is Genesis 12 vers 1 tot 9, Abraham se roeping, en dan is ons tema in beweging. Ons kan die diens begin met die woorde van 1 Petrus 1 vers 3. Nou het ons regtig hoop, omdat Jesus Christus uit die doodheid opgestaan het. Ons het hoop, omdat God lewe. God wat sy krag deur die Heilige Gees in ons, oor ons uitgestort het. Is my ook 'n voorreg om jou te groet namens hierdie God, hierdie lewende teenwoordige God, om vir jou te kan sê genade en vrede vir jou. Van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons tema vandag is in beweging. Ons as mense volg baie sterk die reëls van energie, die behoud van energie. Energie beweeg altyd na die laagste vlak wat dit moontlik kan wees. Ons hou van ons gemaksones. Soms is dit nogal moeilik om uit jou gemakzone te beweeg. Ons het interessante gemakzones, gunsteling plek waar ons sit by die huis, pa se stoel, ma se stoel, oupa se stoel. Ons het ons gemakzone in die kerk, daai stoel waar ek elke Sondag sit. In die ou dae kon jy jou stoel koop, want hulle so 'n mooi koperplaatjie op hom gesit, wat gesê het, hierdie stoel behoort aan Pieter Grobler, en net jy mag daar sit. Nou, vandag is dit oop en vry, ons kan sit waar ons wil. Maar ons het maar ons plekkie waar ons wil sit, die kant wat van die kerk wil dat ons wil sit. Party mense sit altyd in dieselfde kant, hulle sit nie op 100% dieselfde plek nie. Party mense sal selfs die rye tel, dat hulle weet hulle sit elke Sondag op presies dieselfde plek. Ons het gewoontes, ons het maniere, goed wat vir ons die lewe gemaklik maak, gemakzones. Wanneer ons begin lewe saam met God, daag hy ons uit om uit hierdie gemakzones te beweeg. Ja, God se woord wat na ons toe kom, daag ons uit om goed te doen wat ons dalk nie gewoonlik sou gedoen het nie. In die gedeelte wat ons gaan lees, sê die Here vir Abraham, hy sê, trek uit jou land uit, weg van jou mense af, en van jou familie af, na 'n land toe wat ek vir jou sal wys. God probeer vir Abraham in beweging bring, om weg te beweeg van dit wat bekend is. Ja, dit wat hy mee gemaklik was. Soms vra God vir ons ook moeilike goed. Gelukkig, kom ons sê dit dadelik vir mekaar, gaan die Here nie vir ons almal vra om ons goed te pak en 'n treklorry in te trek nie. Partykeer is daai beweging wat ons moet bring baie eenvoudiger, baie kleiner. Ja, soms is dit 'n groot beweging. Toe Hitler en die Nazi-party Duitsland oorgeneem het in die 1930s, het baie Christene geweier om met hulle saam te werk. Een van hulle, 'n predikant, Martin Niemöller, en hy is uiteindelik in die Dachau konsentrasiekamp opgesluit. En toe vra iemand vir sy pa, meneer Moller, dit moet seker verskriklik wees om te sien hoe die Nazis jou seun daar in Dachau opgesluit het. En dan antwoord Martin Niemöller se pa, hy sê, ja, dit is verskriklik, maar dit sou erger gewees het, as niemand opgestaan het teen die Nazis soos God gevra het nie. Om God te volg gaan partykeer van ons iets kos, gaan vra dat ons in beweging kom. Vir meeste van ons gaan dit nie vra dat ons in 'n konsentrasiekamp land nie. Vir meeste van ons gaan dit nie vra dat ons goed pak en trek na 'n vreemde plek, wat ons glad niks van weet nie. Maar dit gaan vra dat ons in beweging kom, dat ons nie net sit en doen nie, dat ons God sal volg. Friedrich Buescher het geskryf, hy het gesê, geloof is 'n woord wat die rigting beskryf, waarin ons voete beweeg, wanneer ons ontdek, ons is geliefd. As ek ontdek dat God my lief het, dan begin my voete in die rigting beweeg, wat God my stuur. En daai rigting word genoem geloof. Ons gaan saam lees Genesis 12 vers 1 tot 9. Voor ons lees, kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons kan saam wees as u gemeente, saam wees as u kinders, saam stil word rondom u woord.
Here, mag dit vir ons duidelik word, wat U van ons vra, waarheen U ons stuur, wat ons vir U kan doen, moet doen. Ja, Here, dankie dat U Gees in ons uitgestort is, om ons ore oop te maak, ons harte ontvanklik te maak, ons hande en voete en ons monde gewillig te maak. Spreek, Here, U kinders luister. Amen. Die Here het vir Abraham gesê, gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat ek vir jou sal wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwen sal ek vervloek, en deur jou sal die groot families van die aarde geseën wees. Abraham het gegaan soos die Here vir hom gesê het, en Lot het saam met hom gegaan. Abraham was 75 jaar oud, met sy vertrek uit Haran. Abraham het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem, ook al die besittings wat hulle bekom het, en al die mense wat hulle in Haran verkry het. Hulle het vertrek om na die land Kanaan te gaan, en hulle het in Kanaan aangekom. Abraham het deur die land getrek, tot by die plek Sichem, tot by die akkerboom van Morei. Die Kanaaniete was toe in die land. Die Here verskyn toe aan Abraham en sê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Hy het toe daar 'n altaar gebou vir die Here, wat aan hom verskyn het. Hy het daarvandaan verder getrek na die Heweland, oos van Bethel, en sy tente daar opgeslaan, tussen Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy vir die Here 'n altaar gebou, en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham al gaande verder getrek, in die rigting van die Negev. As ons moet dink oor trek, hoe voel dit? Trek is moeilik. Dis moeilik om goed agter te laat wat bekend is. Dis moeilik om 'n klomp jare se goed in te pak en uit te sorteer. Maar dit is moeilik vir ons as mense om die bekende te los en die onbekende aan te pak. Dis 'n groot uitdaging vir ons as mense om in beweging te kom, om te verhuis. Dis wat van die goed wat dit moeilik maak vir mense om te glo, veral uit sterk godsdiensttradisies. Omdat hulle 'n groot skuif moet maak en 'n klomp bekende goed moet los. As ons tussen gemeentes verander, daai bekende sitplek wat jy gehad het, nou 'n vreemde plek. Vir dominees ook, as jy skuif van gemeentes, verskillende kerktradisies, verskillende tradisies en gewoontes wat gemeentes het en mense wat ons moet leer ken. Hal Brady, 'n Amerikaanse predikant, sê dat hy so beroep gekry het en skuif en nou verduidelik het vir sy 3 kinders. En hy vra vir sy kinders, hoe voel julle daaroor? En hy sê, dan antwoord sy jongste heel ongestoord. Hy sê, papa, jy weet mos, ek is gebore om te beweeg. Ons is gebore om te beweeg. Ons is gebore om aan die gang te wees, en dan in besonder aan die gang te wees vir God. Die teendeel daarvan is 'n storie hier uit ons eie land van 'n enige dominee wat sy 4de beroep aanvaar het, en die familie skuif na 'n nuwe dorp toe, en aan etenstafel toe pa nou die nuus deel, toe sê sy dogtertjie, papa, as pa weer 'n beroep aanvaar, gee ek myself op vir adoption. Skuif is nie maklik nie. Skuif is nie iets wat vir ons as mense lekker is nie, maar is iets wat deel is van 'n gelowige se lewe. Dat ons beweeg vir God. Dat God vir ons roep om 'n verskil te gaan maak in die wêreld, 'n wêreld wat dalk vir ons onbekend is, 'n wêreld wat hom nie ken nie. Abraham maak 'n ongelooflike groot geloofskuif. Hy verlaat sy familie, verlaat alles wat bekend is en gaan na 'n totaal vreemde land en 'n vreemde plek toe, in die belofte wat hy by God gekry het. Ons weet, om te trek is nie so lekker nie, maar ons is gemaak om te beweeg. God gee vir ons deur sy gees die krag om te beweeg. Ja, vir almal is dit nie ewe maklik nie, maar almal is geroep deur God om te lewe. 'n Vis wat nie beweeg nie, is 'n vis wat dood is. Ons word geroep om te glo en te groei, en die twee goed gaan altyd saam.
Maar ons weet, en dis die wonderlikheid hierdie verhaal, dat Abraham se beweging, God se beweging kom met beloftes. Hierdie vers 1 tot 3 gee God vir Abraham hierdie beloftes, dat hy vir hom 'n nuwe wêreld sal gee, 'n nuwe land sal gee, om 'n groot nasie sal maak, dat hy vir hom 'n seun sal wees, en dat hy in besonder self by hom sal wees en hom beskerm. Ons weet dat God sy beloftes hou. As God ons roep om te beweeg, dan stuur hy ons nie alleen nie, hy stuur ons met die Heilige Gees. Dit wat ons Pinkstersondag saam gevier het. As God ons roep om te beweeg, dan beloof hy dat hy by ons is. As ons sommer net maar dink aan Jesus se woorde aan die einde van Matteus, tot aan die einde van die wêreld. Hebreërs 10 vers 23 sê, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely. Want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Ons kry 'n besonderse bril om te sien wat God sy beloftes nakom, om te sien dat God daar is in die wêreld. Dat Jesus Christus deur God gestuur is en ons ook so stuur in die wêreld. Dat ons deur God se Gees kan ja sê vir sy beloftes en gaan leef in die wêreld. Dalk het ons dit 'n bietjie makliker as Abraham. Ons het reeds gesien van Jesus wat mens geword het en die kruis. Ons kyk terug op die verhaal. Abraham het vorentoe gekyk en nog steeds daaraan vasgehou, nog steeds beweeg. Ons moet onthou dat God vir ons die krag gee om te beweeg, dat God vir ons die beloftes gee waarmee ons beweeg, en dat dit ons uiteindelik ook nader aan hom bring. As 'n verhaal van 'n vrou wat in 'n winkel besig was om inkopies te doen, en sy sien 'n seentjie begin van die goed van die toonbank afpak, en daarmee sit te speel op die grond, en een van die winkelwerkers sien dit, en hy sê vir die seentjie, hy moet ophou. Maar die seentjie kyk hom so verward aan, en dan besef hierdie vrou dit wat die winkelwerker nie snap nie, is dat hierdie kind gestrem is. En weer begin die seentjie maar net speel, en die winkel se werker begin baie ernstig met hom praat, naderhand raas hy baie hard, en dan kom sy 8-jarige dogter, sussie daaraan, en sy fluister so vinnig iets in sy oor, en dan staan die seentjie op, en hy pak die goed maar weer terug, en dan kyk hierdie 8-jarige dogtertjie na die persoon wat in die winkel werk, en sê vir hom, hy verstaan nie as mense so kwaai met hom praat nie, maar hy verstaan vir my, want ek het liefde in hom gesit. As God ons stuur, as God ons in beweging bring, as God wil hê ons moet beweeg vir hom, dan doen hy dit met liefde. Dan gee hy vir ons sy krag, sy Gees wat in en deur ons werk, en dan vra hy ons om so in die wêreld 'n verskil te gaan maak, nie deur op die wêreld te skreeu nie, nie deur met die wêreld te gaan beklei nie, maar deur die wêreld lief te hê. Ja, ons leef in hierdie kosbare teenwoordigheid van God. As ons beweeg ons met sy teenwoordigheid by ons. Die Here sê vir Abraham dat hy nie alleen sal gaan nie, dat hy saam met hom gaan, dat hy die pad vir hom voorberei, dat hy die pad vir hom regmaak. As ons in hierdie wêreld leef, hier vandag in Suid-Afrika, weet dat ons nie alleen is nie, maar dat God by ons is, dat hy vir ons ook 'n pad reguit maak met sy nabyheid en sy teenwoordigheid. Daar word vertel dat Franklin Roosevelt, die Amerikaanse president, 'n getroue kerkganger is, en een mistroostige Sondagoggend, in die Tweede Wêreldoorlog, ry hy vir amper 2 kilometer ver met sy rolstoel kerk toe. Sy bure sien hom, en dan sê hulle vir hom, ag, ons kan sommer God in die veld of enige ander plek aanbid. En dan antwoord Roosevelt, hy sê, ja, dit is so, maar niemand gaan jou ooit daarvan verdink nie. Hoe ver is jy bereid om te beweeg vir God? Wat is jy bereid om te doen vir God? Vir sy kosbare teenwoordigheid. Arnold Prater sê, iemand het op stadium vir hom gevra, hoe gaan dit met jou? En dan antwoord hy sê, ag, dit gaan goed, ek het vanoggend wakker geword, en Jesus het my oorweldig met sy teenwoordigheid. As Abraham 'n altaar vir die Here bou, dan wil hy daardeur sê, maar God is hier teenwoordig. God het saam met my tot hier gekom. Jesus beloof dat hy by ons sal wees. Daarom kan ons altyd vashou aan God. Daar was 'n groot prediker in die geskiedenis, Henry
Beecher, en een Sondag in Plymouth in die kerk, moes hy preek, en hy het toe siek geword, en sy broer sou vir hom instaan, maar almal het gedog dat Henry Beecher gaan preek, en toe die broer op die kansel verskyn, toe begin daar van die mense opstaan en die kerk verlaat. En sy broer was toe nou glad nie omkant gevang nie, en hy het so saggies gesê, all who came this morning to worship Henry Beecher may leave now. The rest can remain to worship God. Ons lewe met 'n God wat by ons is. Ons leef met 'n God wat saam met ons teenwoordig is in hierdie wêreld. Wat ons stuur om te gaan beweeg in geloof. Wat is vir ons die kosbaarste ding wat ons het? Harriet Hudson, sy 79-jarige vrou, sy het nie baie besittings nie, maar 6 goed wat kosbaar is. En eendag tref 'n tornado haar klein huisie en vernietig hom totaal. Sy het 'n jas gehad wat ongelooflik kosbaar was, van pels, 'n algemaakte pels, maar nog steeds vir haar kosbaar, want dit was 'n Kersgeskenk van haar oorlede man. Haar tweede skat wat vir haar ongelooflik kosbaar was haar stoof, haar koolstoof waarop sy baie maaltye gekook het vir haar en vir haar familie, vir haar vriende, maar met die tornado het die skoorsteen geval en dit het op hierdie koolstoof geval en die potyster het totaal gebreek, alles is stikkend. Haar derde kosbaarste besitting was 'n verbleikte foto van haar ma en pa. Deur die tornado het dit weggewaai, niemand weet waar dit ooit is nie. Haar vierde besitting wat vir haar kosbaar was 'n klein orgeltjie waarop sy musiek gespeel het, wat vir haar ongelooflik lekker was, maar ook dit het in die tornado in die slag gebly. Haar vyfde kosbaarste besitting was haar Bybel. En in die Bybel was baie notas oor preke, name, verjaarsdae, huweliksdatums, so 'n regte ou familiebybel. In flarde weg met die tornado. En as sy so dink oor alles wat sy verloor het, maak sy haar oë toe en sy sê, die Here het gegee, die Here het geneem, geseënd is die naam van die Here. En die mense van die Rooikruis help haar, weet plek om te bly, ja, nuwe klere, hulle kon nie die orgel vervang nie die stoof nie die foto nie die jas nie, ja, Bybel nie. En iemand vra vir haar, hoekom het sy al hierdie kosbare goed verloor? En dan sê sy, seker dat ek kan onthou hoekom ek God vertrou. Want die een ding wat die tornado nie kon wegneem nie, die heel belangrikste ding van alles, is haar geloof, haar heel kosbaarste besitting. Abraham trek in geloof agter die Here aan. Is ek en jy bereid om in geloof saam met God te beweeg? Geloof is maar net 'n woord wat die rigting beskryf wat ons voete beweeg, wanneer ons ontdek ons is geliefd, kinders van die lewende God. Hemelse Vader, U bring ons in beweging. U roep ons om 'n verskil te gaan lewe in die wêreld. Maak ons gehoorsaam, getrou aan U woord. En Here, as daai beweging ver is, mag ons dit aanpak met vertroue. As daai beweging dalk net na my buurman toe is, na my eie kinders toe is, na my vrou, my man, my ouers, mag ek dit ook doen in geloof en vertroue op U. Here, bewaar ons daarvan dat ons so gemaklik raak dat ons niks weer wil doen nie. Dat ons nie wil skuif nie wil beweeg nie. Dat ons Hemelse Vader amper nutteloos raak. Ons is nie ornamente in U koninkryk nie. Nee, ons is geroepe gesande, getuies. Dankie dat U Gees gee om ons toe te rus, om ons krag te gee, om ons geloof te gee. Mag ons ook nou, as ons saam die nagmaal gebruik, Here, opnuut in ons geloof versterk word. In Jesus se naam. Amen. Op die skerm sal julle 'n nagmaalstelletjie sien vir dominees wat tuis nagmaal bedien. So 'n nagmaalstelletjie vir iemand in beweging. Om aan te sluit by ons tema, so
draagbare nagmaalstel. Jesus het die brood geneem en dit gebreek. En vir sy disippels gesê, neem dit, eet dit en dink daaraan dat my liggaam gebreek is vir jou. Neem dit vandag en eet dit, en dink daaraan dat Jesus se liggaam gebreek is tot volkome versoening van al jou sonde. Jesus het ook die beker gevat en het gedrink en vir die disippels gesê, drink dit. Dink daaraan dat my bloed vloei tot versoening van al julle sonde. En as ek en jy dit vandag drink en die wyn proe, of die water, of die druiwesap, mag ons onthou dat Jesus se bloed gevloei het tot versoening van al ons sonde. Here, U is die Alfa en die Omega, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde. U is die teenwoordige, die God wat ons roep, die God wat ons toerus, die God wat saam met ons gaan, ja, die pad vir ons gelyk maak, ja, die een wat ons krag gee en ons optel as ons struikel, wat ons vashou as die wêreld wild raak rondom ons en die storms groot. Dankie Here dat ons in U genade kan leef, dat ons deur U krag kan beweeg. Ons is geroepenes, gestuurdes, ons is gewillig. In Jesus Christus se naam. Amen. Mag die genade van God ons Vader en die liefde van ons Here Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees by julle elkeen wees. Amen. Free.